God en ons Vader, die enigste God wat lewe kan gee en die enigste lewende God. Ons loof U naam vanmôre, ons aanbid U. Ons dank U, Here, dat U in Jesus Christus vir ons kom kies het. En dankie dat U vir ons deur U Gees toerus en elke dag toevou en bekwaam maak vir dit waartoe U vir ons geroep het. Kom praat met ons vanmôre, Here. En dankie dat ons in Jesus Christus se naam die bose kan weerstaan, dat hy geen invloed hier sal uitoefen vanmôre nie, maar dat U alleen al die eer sal kry in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Dankie. Kom ons maak die Bybels oop by Johannes 14. Ons tema vanmôre is Jesus Christus alleen. Daarom sal julle gesien het in die liedere wat ons gesing het, het ons baie aandag gegee aan Jesus Christus. Johannes 14, ons gaan vers 1 tot 6 daar saam lees. Dis in bladsy 144 in die Bybel wat ek voor my het. Ons buig net voor die Here. Vader, dankie vir hierdie woord van U, lewende woord. En dankie dat dit altyd waar bly. En dat U die God is wat onveranderlik is. U laat ons nooit in steek nie. Ons loof U daarvoor. Kom praat vanmôre met ons vanuit hierdie woord uit. Ons bid dat U deur U Heilige Gees vir ons elkeen sal kom aanraak. Ons vra dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Ek lees vir ons van vers 1 tot vers 6. Jesus praat nou net na hulle die nagmaal as dit ware ingestel het, en hy praat hier met sy disippels en hy sê vir hulle, julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is, en julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen U gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? En Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dan gaan ek sommer vers 7 bylees. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Nou vers 6 wil ek net vinnig weer daai stukkie herhaal. Ek is die weg. Jy sien, ek sit 'n hoofletter daar. Hulle het in hierdie vertaling klein lettertjies gesit, want daar was al klaar 'n klomp ouens wat nie lekker gaar was nie. Die waarheid en die lewe. Hulle sit klein lettertjies. Jesus is die weg met 'n hoofletter. Die waarheid, die lewe. Nou, ons almal weet, ons lewe in 'n tyd waarin ons baie besig geword het. En is. En ons hardloop soos afkop hoenders rond. Nou, van julle wat op die plase is, sal dit onthou, ek onthou as kind, jare terug, hoe my oupa hulle, as hulle hoenders se kop so afkop, en hulle nog so end, is amper soos die terroriste gewees, as hulle weggehardloop het, daar op die grens. Dan skiet hulle dan, maar hardloop hy nog so 20-30 meter voor hy agterkom, hy is dood, jy weet. En hy hoender ook. So gaan dit met ons. Mense het baie keer al gesê, dis 'n hap en hol reisies. En elke keer wat jy grond vat, verloor jy spoed. So is dit met ons in ons lewens. Ek weet nie of dit hier op Koppie so is nie.
Ek weet dat vir die boere is dit definitief so, en ek dink maar vir ons almal het ons dit. Rus en vrede ontwyk ons al hoe meer, en ons kry skaars kans om tyd met die Here deur te bring. En dit is presies wat die duiwel wil hê. Louis Malherbe, hy het klompe jare terug geleef, goeie vriend van my. Hy het altyd gesê, dis soos 'n trein wat op 'n spoor begin ry, en die duiwel, die sit hom al hoe vinniger aan die gang. En uiteindelik as hy daaronder moet links draai, dan kan hy nie draai en dan gaan hy net reguit. Dit gebeur met ons. Dis presies wat met 'n mens gebeur. Ons was vroeër daar in Rodepoort in 'n gemeente met 5000 lidmate, ons is 4 predikante. Ons het 7 eredienste op 'n Sondag gehad. En dan kan jy nou dink, waar kry jy uiteindelik tyd om grond te vat? Dit het woes gegaan. En iemand het by geleentheid gesê, we are far busier than what God ever intended us to be. Is ongelukkig so. Nou, ek dink, en ek moet miskien sê, ek glo dat een van die redes wat maak dat ons dit toelaat, is omdat ons net weet van Jesus Christus. Selfs glo aan hom, dat hy gebore is, dat hy opgestaan het. Maar dit lyk my nie altyd, as ek so kyk, nie net na die NG Kerk nie, maar na die kerk en mense wat sê hulle is Christene oor die wêreld heen. As ek daarna kyk, dat hulle hom ook nie regtig ken nie in hom glo nie, want daar is 'n reuse verskil tussen aan hom glo en in hom glo. Ek glo dat Donald Trump bestaan, maar ek glo definitief nie in hom nie. Ek het nie iets teen hom nie, maar hy is 'n vreemde karakter, ek moet hom nog gewoond raak, soos ek seker ook 'n vreemde karakter is vir ander mense. As ons in Johannes 14 gaan lees, daai stukkie wat ons nou saam gelees het, dan besef ons dat hy sê, julle kan my ken, julle kan my intiem persoonlik ken. En as julle my ken, ken julle die Vader, en ken julle die Heilige Gees, sê hy op baie ander plekke. Ons kan hierdie punt van rus en vrede slegs bereik, en ek wil dit graag vanmôre met julle deel, selfs binne die gejaagdheid waarin ons bevind, kan ons hierdie punt van rus en vrede kry wanneer ons 'n bewuste keuse maak vir Jesus Christus. 'n bewuste keuse vir Jesus Christus. En hom dan in ons lewens innooi en hom toelaat om deur sy Heilige Gees vir jou en vir my 'n nuwe geboorte binnekant te gee. Jy verander nie fisies enigsins as jy hierdie nuwe geboorte kry nie. Maar jou tande bly skeef, jou een oor is laer as jou ander oor, jy kry partykeer bietjie minder hare hiervoor. Ek het 'n vriend gehad wat altyd gesê het, hy het sy ma beloof, hy sal bo uitkom en hy het. Daar is nie meer hare daarbo nie. Die keuse wat jy maak, wanneer jy vir Jesus Christus kies, en sy Gees toelaat om jou hierdie nuwe geboorte te gee, bring 'n radikale verandering in jou lewe, nie fisies nie, maar dit behoort in jou lewe heeltemal iets anders te laat begin gebeur. En as jy dan die Heilige Gees toelaat om volkome beheer van jou lewe te neem, as jy hom toelaat om dit te doen, dan kan jy sien, hier gebeur 'n ding in iemand se lewe. Dikwels, en miskien moet ek sê, meestal is ons so gedrewe en so besig om raak gesien te word, om erkenning of aanvaarding in die gemeenskap en in die samelewing te kry. En selfs 'n soort liefde te beleef. Ek is lief vir daai man, ek is lief vir daai vrou, ek is lief vir jou.
Dit is 'n belangrike woord daai. Man sê die woord vreeslik moeilik, vrouens, dit moet julle maar ook net onthou. Om vir jou te sê ek het jou lief is nog dit ek soos 'n moeilike ding vir 'n man. En nêrens in die Bybel staan daar dat 'n man moet 'n vrou verstaan nie. Ek wil net hê julle moet dit ook vanmôre vat. Die Here sê net vir jou, jy moet haar lief hê. En sy moet dit beleef, deurdat jy dit nie net sê nie, maar deur hoe jy met haar optree. Verstaan, weet julle, daar's net een ding wat moeiliker is om te verstaan as 'n vrou. Dis twee vrouens. Dis nie 'n man se job om hulle te verstaan nie. En weet jy, die Here sê nêrens vir vrouens, hulle moet hulle mans lief hê nie. Want dit is in hulle ingebou. So, hê jou vrou lief, en sê vir haar, jy's vir haar lief, en wys vir haar, jy's vir haar lief. Jy het haar lief. Hoopelik weet ons almal, dat om te jaag na erkenning, en na aanvaarding in die samelewing, mense moet jou raak sien, jy's hierdie besonderse mens. Ek hoop almal van ons wat hier sit vanmôre weet dat dit bring nie vir jou rus en vrede in jou lewe nie. Dit bring nie vir jou dit nie. Die Bybel, en ek wil dit mooi duidelik sê, God se woord, hierdie is my Bybel, wat ek in 1983% gekry het, toe hy uitgekom het. Dis God se woord. Hierdie woord mag jy niks byvoeg nie. Jy mag niks weglaat nie. Jy mag ook niks verander nie, soos wat nou op die oomblik in die kerke oor die wêreld, insluitende die NG Kerk, aan die gang is. Jy kan nie die Bybel by jou wil laat aanpas nie. Jy moet toelaat dat die Gees vir jou help om by die Bybel aan te pas. Dis 'n baie belangrike ding, wat die ouens lyk my nie verstaan nie. Hulle sê vir ons wat nou ouer is en wat vashou aan die woord, omdat ons weet hierdie woord is waar, ons beleef hierdie God wat hier woord van praat. Hulle sê hulle gebruik nou die woord behoudend. Ek hou nie daarvan nie, want baie ander ouens is behoudend, maar hulle is met twak behoudend. Jy weet, hulle is met tradisies wat baie keer niks sin meer maak, en selfs in die kerk ook. Hou hulle aan vas, asof dit die begin en die einde van alles is. Maar ek probeer skrifgetrou te wees onder leiding van die Heilige Gees, saam met my vroukie, wat saam met my die woord lees en bestudeer. O ja, en sy werk met vrouens, want sy verstaan vrouens. Ek werk nie met vrouens nie, ek sê hulle almal na haar toe. Sy sal my partykeer vra, kom bid net saam asseblief. Dan doen ek dit. En ek sal vir haar partykeer sê, kom praat net met hierdie ou, laat hy hoor hoe werk 'n vrou se kop, as 'n man dit ooit kan verstaan, by the way. Dis nie die maklikste ding nie, hoor. Die Here het hulle baie fyn gemaak, baie fyner as wat ons is. Nou, God se woord, onfeilbare woord, daar in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê Paulus dit baie duidelik vir Timoteus, bly jy by wat jy geleer het in hierdie woord, want hierdie woord sal vir jou alles gee wat jy nodig het om in hierdie lewe te oorleef en uiteindelik vir altyd te leef saam met God. So onthou dit, dis sy woord. God is die ene wat vir ons hierdie woord deur sy Gees gegee het. En selfs in die moeilike omstandighede is hy by ons, help by ons daardeur. In vers 6 beklemtoon Jesus nie vir geen ander rede nie, hierdie ding wat hy sê, ek is die weg, die waarheid, die lewe. En dan sê daai ding, niemand kom by die Vader sonder deur my nie. Hy is die enigste pad na die Here toe. Niks wat jy doen, niks wat jy besit, geen gawes en verskriklike talente wat jy het, gaan jou by God uitbring nie. Is net een belangrike ding en is dit om te sê, Here, ek aanvaar U as my redder, my verlosser. Hy alleen kan jou red. En ek weet, dis een van die goed wat vir my die verstommendste op die oomblik in die NG Kerk is en baie van die ander kerke ook, is dat hulle regtig kan sê, ons aanbid almal dieselfde God. Dis die grootste snert
wat die duiwel aan hulle verkoop het. En hierdie ouens het groot grade, hulle is doktore en allerhande goede. En hulle aanvaar dit. Hulle sê dit openlik. Dit staan nie in die Bybel nie. In die Bybel sê Jesus Christus is die weg, is die waarheid, is die lewe. Niks anders nie. Nou ek wil vinnig net Filippense 3 vers 9 en 10 vir jou lees van Paulus. En dit is in die Nuwe Lewende Vertaling, sê hy dit nou mooi verstaanbaar vir my ook. Deur die geloof wat jy nou het in God, stel God ons saak met hom self reg. As ek glo in God, dan is dit wat ek alles verkeerd gedoen het, en ek het Jesus nou aangeneem, is dit reggestel. So ek kan met vrymoedigheid na hom toe gaan. Dan sê Paulus, op hierdie manier kan ek Jesus Christus persoonlik ken en die krag beleef wat hom laat opstaan het. Op 'n ander plek sê Paulus, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit laat opstaan het, is in ons. Hoekom lyk dit meeste van die tyd nie so nie? Wie staan aan die pad laat dit nie gebeur nie? Moi, ek, jy staan aan die pad. Jy moet uit die pad uitkom. Ek moet uit die pad uitkom. Dat daar die krag van God, wat deur sy gees hier in my binnekant is, sal na vore kom. Nou kom ons kyk vandag, Jesus Christus is die weg. Hy is dus ons voorbeeld van rus en vrede. In hom is die lewe. Daar is niks anders wat vir jou dit gee. Nie brandewyn of coke of rugby of 'n Land Cruiser of 'n waterstroper, jy ook al daai geel is, wat is hulle nou weer? Hulle ry dan lekker. Jo, die nuwe, ek het nou nog een, die nuutste enig van John Deere gery nie. Maar hy is die bron van ons lewe. Johannes 10 vers 10 sê Jesus hoekom hy gekom het. Hy het 'n baie spesifieke doel gehad. Johannes 10 vers 10 begin en hy sê die duiwel is die ene wat gekom het om te steel en te slag en te verwoes. En dan sê Jesus, maar ek het gekom dat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Het jy dit? Het jy die lewe in oorvloed? Kom ek sê onmiddellik, as jy die lewe in oorvloed het jy ook 'n hengse probleem, want dan vat die duiwel elke kans wat hy kry om jou spoed te breek, om die mat onder jou uit te trek, om jou vreugde te steel. Maar jy sit met die groter krag van die Gees in jou binnekant, en daarom kan Jakobus, die broer van Jesus, sê, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug. En om hom te weerstaan, moet jy die woord van God ken. So ek weet nie hoeveel keer lees julle die Bybel deur in julle lewens nie. Ek het hom nou al 8 keer deur lees. En die laaste keer het ek 2017, 1 Januarie begin en 23 Oktober verlede jaar deur gewees by Openbaring, laaste vers. En dis as 'n maklike manier om in 1 jaar die Bybel deur te lees. Ek het so 'n lekker program wat ek vir Linda sal stuur as julle dit wil hê, maar dan moet jy in die 1 Januarie begin, want as jy nou gaan begin, moet jy daai hele stuk inhaal wat jy tot nou toe nog nie gedoen het. Jy so wag vir Januarie volgende jaar. Maar leer die Here ken. Jy kan hierdie lewe wat hy vir ons gee, nêrens anders kry nie, net by God ons Vader. Jesus Christus sê hierso vir ons, dat ons by en met hom bly, deur sy Gees, en saam met hom lewe, terwyl ons net deur hom na sy Vader, ons Vader, kan kom. Hy sê ook, wees my disipel. Dit beteken, as ek kies vir Jesus, dan moet ek hom volg, ek moet hom dien, ek moet hom gehoorsaam, ek moet onthou, ek is 'n uitgestuurde, dis wat die woord ook beteken, om hom te verteenwoordig hier in hierdie wêreld. As ek nou vir jou vra, hoeveel mense het jy
in hierdie, kom ons maak het lank, van Januarie tot nou toe. Met hoeveel mense het jy gepraat oor Jesus, en of dalk die voorreg gehad het om hulle na Jesus toe te lei, en die voorreg dan daarna gehad het om hulle te disipel, met ander woorde toe te rus, soos Matteus 28 sê, maak disipels, leer hulle, dat hulle weer ander kan maak en leer. Hoeveel disipels het jy al gehelp om disipels te word? Hulle word nie disipels van jou nie, as dit gebeur, dan kry jy moeilikheid. Jy is nie God nie, jy is 'n volgeling van dieselfde God as daai persoon. So dis belangrik as hy dit sê. Hy sê, hy is die waarheid. Met ander woorde, hy is die voorbeeld, hy is die definisie van hoe ek lyk, van my identiteit, van wie ek is, hoe ek moet wees. En daarom moet jy en ek uitvind wie en wat Jesus Christus alles is en doen, sodat niks en niemand ons ooit kan laat twyfel wie ons is nie. Gaan kyk maar na 'n rugbyspeler wat verskriklik goed speel, en dan skielik kry hy so 'n dip, en begin hy vreeslik vrot te speel. En dan baie keer dan sit die afrigter hom uit en hy skel hom en dit gaan sleg, en daai ook kom partykeer nooit weer reg nie. Maar as jy geanker is in Jesus, dan weet jy gaan soms 'n bietjie nie meer so goed wees as wat jy was nie. En jy moet net 'n bietjie die reset knoppie druk. En weer hieronder begin, laat hy weer bietjie eers inskop. En dan begin jy weer te word wat God bedoel het, jy en ek moet wees. En ek is al deur baie sulke geleenthede in my lewe, baie, waar ek 'n dip gevat het, en ek eenvoudig net besef het, jy moet weer jou anker in Jesus herontdek. Moenie toelaat dat mense jou plat skiet, omdat hulle nie hou van wat jy sê nie. Mits dit die woord is wat jy in liefde oordra. Mooi lekker reguit, nee. Dit is vir my hartseer as ouens bang is om te sê wat die woord sê. En dis wat nou in die NG Kerk aan die gang is. Baie hartseer. God se woord is ewig. Ek het gesê, jy kan dit nie verander nie. Al hierdie dinge wat jy moet weet en wil weet, om die lewe te hanteer, is in die Bybel. En die Here antwoord elke gebed wat jy bid. Kom ek sê dit net, want baie ouens dink, nee, weet die Here het my gelos. Nee, die Here het drie maniere wat hy jou gebed antwoord. Die eerste ene is, die lekkerste ene is, hy sê sommer dadelik ja. Jy kry eintlik so whiplash, as hy ja sê, dan gebeur hierdie ding, wat jy gevra het. Die tweede ene is, ja, maar jy moet 'n bietjie wag. My tydsberekening. Ek sal dit vir jou gee wanneer jy reg is daarvoor, en wanneer dit vir jou gaan goed wees. Dan gaan jy dit kry, so dan moet jy wag. Dit is 'n baie moeilike een daai. Die slegste ene is, as jy sê nee. Nou wil ek vir jou vra, mag God nie vir jou nee sê nie? Wie is jy dat jy dit dink? Kom ek vra vir jou as boer, jy het nou 'n mooi splinternuwe John Deere stroper gekoop. En jy sê vir daai 6-jarige laaitjie vir my, gaan stroop gou vir my daai landmielies, met daai stroper. Jy het hom niks geleer daarvan nie. Gaan jy, as hy vir jou sê, papa, ek wil met hierdie stroper ry. Ja, my kind, klim, hier is die sleutel, staart hom, hy het 'n knoppie wat jy druk. Ons doen dit nie, want jy sal nie vir hom 'n 1200 GS BMW motorfiets gee, om mee te gaan ry nie, want nommer 1 gaan hy nie op die ding gaan kom, en hom kan staart nie. En as hy fiets omval, dan val hy hom dood. God sê partykeer vir jou nee, want hy weet, daai ding is nie goed vir jou nie. So vat dit, en wag vir hom om vir jou die goed te gee, wat vir jou goed is. Hy sê ook, hy is die lewe. Hy is die bron van ons energie. En hierdie lewe, hierdie energie, kom net van God af, nêrens anders nie. Jy kan dit nie kry deur dwelms te gebruik, of drank te misbruik, of gym toe te gaan, of
wat ook al, baie vleis te eet nie. Jy kan nie daai lewe kry so nie. Net God kan die lewe kry vir jou gee wat Jesus vir ons sê. Dit kom alles van God af. Toe Jesus Christus dit gesê het, het die disippels eenvoudig net alles gelos waarmee hulle besig is. Die ouens wat vis gevang het, het gelos. Die ouens wat ook al gedoen het, het dit gelos. En hulle het agter hom aangeloop. En dit het 'n gevolg gehad wat tot hier vanmôre toe nog aan die gang is. Van mense wat uitgaan en die woord van die Here uitdra, en mense help om disippels, volgelinge te word wat dieselfde gaan doen. So, weet net, as hy jou roep, dan wil hy hê jy moet gehoorsaam die pad met hom stap, vreesloos, aan mense vertel wat gebeur het, wat baie keer verslae is, en in die stad het ek 'n paar keer met mense te maak gekry wat verskriklik wild en rof geleef het. Ek onthou die oudste persoon wat ek geken het, hy was 'n baie slim man, hy was 'n patoloog. En op 68-jarige leeftyd een aand te handel in Woordrif gemeente by 'n jeugdiens, hier sit die oom wat 68 is. En ek het die voorreg gehad om my aan die woord te bedien. En wat is dit? Ek daag die ouens uit om bietjie te dink oor Jesus en 'n keuse te maak vir hom as hulle dit nie gemaak het nie. Want as jy nie kies vir Jesus nie, is daar net een plek vir jou wat ons nou in die NG Kerk al vir die ouens toelaat om te sê, daar is nie 'n hel nie, die duiwel bestaan nie. Papi, daar wag vir hulle 'n reuse verrassing. Maar dan gaan jy daarna toe. En daarna toe beteken, ons dink altyd dis vuur en vlamme, dis dit ook, maar weet jy wat is die slegste van die hel? God is nie daar nie. Die duiwel kom nie eers vir jou kuier nie. Jy is volmaak eensaam. Wie van julle was al eensaam? Dink 'n bietjie daaroor hoe sleg dit is. Jy's tussen 'n klomp mense, maar jy's eensaam. Nou in die hel is dit die heel hoogste punt wat jy dit bereik. So, jy en ek is veronderstel om mense dit te bespaar. En die Heilige Gees woon hier in jou binnekant. Gaan kyk maar na Handelinge 2 vers 4 of Romeine 8 vers 8 tot 9 waar hy sê, die Gees van God bly in jou. En hy rus jou toe, hy gee vir jou. Maak net oop vir hom. Maak oop vir hom. Ek het baie keer in die verlede gesê, ons in die NG Kerk, want kyk as ons mos in 'n erediens is, mag jy nie lag nie. En die dominee moet ook nie iets sê wat jou laat belag nie. En die dominee moet ook altyd 'n toga aan hê, en ek weet nie hoekom hy, want die ding is so vrek ongemak, maar ek het my eerste nagmaal wat ek gehou het, het ek die beker met die wyn, het ek so mooi liefies omgetrek. Die hele wêreld was onder rooi wyn. Nie as prins nie, want ek het nog nie geweet hoe met die Batman toga te werk nie. Maar as dit vir iemand verskriklik belangrik is, dan sal ek hom aantrek. Ek het nou ongelukkig nie meer, of gelukkig nie meer ene nie. Maar die Here is die middelpunt van jou en my lewe, as jy hom aanneem. Hy moet dit wees, of hy moet dit word. Jy moet jou eie ek maar nou laat agterbly. En dan met hom stap. Ek sluit af, hoe lyk dit vanmôre by jou en by my? Rondom hierdie ding. Is ons regtig 'n volgeling, 'n disipel van Jesus? Of weet ons net van hom? Wanneer jy kies vir Jesus Christus en in hom glo, sal dit duidelik sigbaar en hoorbaar word in jou alledaagse lewe. Al is jy hoe 'n introvert, al is jy hoe stil ook al, want dis mos agter die goed wat ons wegkry. Nee, ek is 'n stillerige stoot, ek praat nie baie nie. Dis nonsens. As dit by Jesus kom en jy is opgewonde oor hom, dan sal jy praat, op die regte tyd, op die regte plek, met vrymoedigheid. So hou op om hierdie leuen van die duiwel te glo wat sê, net nie hier nie, want hier is 'n vreeslike groot ou, jy kan nie met hom nou praat oor Jesus nie. Hy's 'n groot Alsatian man.
Hy gaan jou byt. Twak. Ek het al van die groot stelsels, soos daai oom van 68 wat ek van gepraat het, en dan was ek net so ou mens, ek vergeet om klaar te maak. Hy daai aand kom hy na die diens na my toe, hier huil hy. Ek sê vir hom, wat het ek verkeerd gesê, oom? Hy sê, nee, jy het niks verkeerd gesê nie. Hy sê, ek het vanaand vir die eerste keer 'n keuse gemaak vir Jesus. Hy sê, en nou wil ek vir hom werk. Waar gaan jy my kan gebruik? Hy's 68, 'n patoloog. Jy weet mos wat doen hulle? Hulle sny mense oop. Terrible. Ek het toe gelukkig saam met my daar in die gemeente, het ek die hoofou kapelaan van die gevangenisdiens. Ek bel hom maandagoggend, ek sê vir hom, Kobus, hierdie oom, ek gaan nou nie sy naam sê nie, want hy was nogal 'n groot gees in die land ook. Hierdie oom wil graag by die tronk kom werk. Hy wil vir gevangenes met die evangelie kom bedien. Hy sê, reg, hy sal hom vat. Ek sê, wat moet hy doen? Hy moet kom, ek gaan hom 'n bietjie opleiding gee. En weet jy, daai oom was op die ou end, tot ek daar weg is, weet ek, het hy by die sentrale gevangenis in Pretoria, het hy gewerk elke dag van die week. Hy het hoeveel mense na die Here toe gelei. Hy was die ou wat saam met die ouens wat gehang geword het daai tyd, te stap tot daar, 'n laaste gebed te doen, voor hulle omhang. Op 68 gebeur dit. So jy's nooit te oud nie, man. Maar jy is ook nooit te jonk nie. Weet jy wat is die beste tyd van jou kinders se lewe, as jy hulle hier op 3-4 jaar oud na Jesus toe lei? Laat hulle saam met jou hart op bid, dat Jesus in hulle harte inkom, en die koning in hulle lewe sal wees. Ons het dit met ons kinders gedoen nou, ek wil vir julle sê, dit werk, partykeer lyk dit vir jou, dit werk glad nie, as hulle mos nou kyk, as hulle mos hier in hulle hormoonfase ingaan, en daai hormone gaan in overdrive, dan is dit nag. Maar gelukkig, iewers langs die pad, dan kom dit weer terug, en jy herinner hulle net die hele tyd, onthou, toe jy 3 jaar oud was, het jy op jou knieë gewees, jy het Jesus in jou hart ingenooi. En nou kan ek met vrymoedigheid sê, al 6 ons kinders, ek ken die Here, hulle stap met hom op pad, party bietjie stadiger as die ander, maar ons bly net bid, jy weet, ouers kry mos later aan eeltknieë, omdat jy so bid vir jou kinders. Maar moenie bang wees om dit vir hulle te leer nie. Dis jou werk, toe jy gedoop het jy dit gebeloof. Die kind is nie gered as hy gedoop is nie, jy is nie gered as jy gedoop is nie. Jy sal met jou doop en al in die hel land, as jy nie kies vir Jesus nie. Onthou dit, al ken jy die 10 gebooie uit jou kop uit. Onthou, die duiwel ken die hele Bybel in al die tale van die wêreld, uit sy kop uit. Hy gaan nie hemel toe nie, verseker nie. So, duidelik, hoorbaar, sigbaar. Dit beteken nie dat jy geen foute sal maak of nie nog sonde doen nie, dit gaan met jou gebeur, maar dan sal die Gees jou daaraan herinner, dan sal jy dit bely, sê 1 Johannes 1 vers 9, en God sal dit van jou wegvat, sê Psalm 100 en, 3, so ver as die ooste van die weste, en jy weet wat is die wonderlike ding, jy kan nie meet hoe ver is oos van west nie, jy kan noord-suid kan jy meet, nee, julle weet dit, as jy lang genoeg type, dan kan jy daar bo in die Antarktika inkap, en kan jy nou om, as jy dan nog nie in die tussentyd van die koue dood gaan nie, gaan jy weet hoe ver is dit, maar jy kan nie oos en west meet nie, is onmeetbaar, en dis so ver is wat God, en hy sê in Jesaja 43, hy dink nooit weer daaraan nie, hy is vry, ons het dit nou nog gesing. So, gebruik jou geleenthede. Ek gaan nou saam met julle bid en vir Here net vra dat hy vir ons elkeen, en as jy dit vir die eerste keer dalk wil saam bid, en sê Here, gebruik my nou van hier af. Maak my vry van my vrees, my angs, my nie praat nie. Wat gaan hulle dink van my? Staf dit, man. Dis belangriker wat God van jou dink, as wat enige ander mens van jou dink. So praat daaroor. Jesus Christus alleen, daar's geen ander verlosser nie. Amen. Here, baie dankie dat u vir ons hierdie woord van u kom gee het, en dat dit vas staan, en dat dit onwrikbaar waar is,
selfs in 2026 en totdat u kom, sal dit waar bly. Ongeag wat watter geleerde of ongeleerde sê. Dankie, u is die lewende God wat lewe gee. Dankie dat u vir ons dit gegee het in Jesus Christus, Here. En ek wil vanmôre weer bid dat u sal kom. Dalk is hier iemand wat hier sit wat nog nooit regtig gekies het nie. En dink hulle is die kind. Dat hulle net saam met my sal bid, kom in my hart en Here, ek is 'n swak sondaar. U weet ek val baie keer. Maar kom en kom woon hier in my hart, kom maak my nuut van binne, en kom neem beheer deur u Gees, kom sit op die troon van my hart, en lei my in u voetspore, maak my sensitief om u voetspore te sien, maak my sensitief om u stem te hoor, en gebruik my om u woord uit te dra op 'n manier wat mense na u toe sal laat kom. Dankie dat u dit doen, en dat u dit sal bly doen totdat u my kom haal. Ons loof u daarvoor, ons bid Here vir ons land, u weet dis in 'n chaos, ons bid dat u die finale slag sal slaan om die ANC uit die stelsel uit te kry, saam met die MK en die EFF, u weet hulle beteken vir ons land net gemors. En bring mense in wat ons land lief het, sy mense lief het, vir die armste van die armste, tot die rykste sal sorg. En dat ons land weer 'n lig vir die nasies sal word, 'n lig van Jesus Christus, in en deur ons. Dankie vir die lekker reën wat u gegee het die afgelope tyd, Here, ek bid dat u ook met die besighede en die boere en almal sal wees in hierdie seisoen, en dat dit goed sal gaan, en dat die oeste pragtig sal wees, en dat hulle aan u alleen al die eer en die lof en die aanbidding sal bring. Ons bid dit in Jesus Christus se naam, Here. Ons wil ook intree vir die siekes. Ons dankie vir oom Dirk, wat heel wat beter is, wat dalk vandag ontslaan sal word, dat u vir hom en vir Anita sal vashou, en elke ander sieke, elke ander een wat in vanmôre in 'n krisis is, eensaam is, seer is, ver van u af voel, wil u naby vir hulle word, al gebruik u een van ons om u te verteenwoordig. Ons vra dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, ons leidsman en bekragtiger, bly met julle elkeen. Amen.